Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n hartlike welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag ingeskakel is na hierdie diens. God het weer eens vir ons, soos altyd, 'n verrassende onderwerp waaroor hy vanoggend met jou en my wil kom praat. En dit gaan basies in kort oor stokke en klippe. Nou ek weet dit klink vir jou dalk baie vreemd, maar luister mooi. God sê soms in jou en my lewe gebeur dit dat ons as gevolg van omstandighede en situasies net donkerte rondom ons beleef en dan voel dit asof daar geen sonskyn meer oor is nie. Maar die waarheid is, die son is nog steeds daar. Dis net jy wat nie die son sien nie. Dit beteken nie die son bestaan nie meer nie, die son is steeds daar. En dis daarom wat God vanoggend met jou en my wil kom praat rondom stokke en klippe. En ek sê weer, dit mag dalk vir jou iets wat vreemd klink. Maar luister wat God hieroor sê. Want hoor my hart, geliefdes, ek is oortuig daarvan, dit kan jou lewe verander. As jy die woord van God gaan kyk, dan sal jy sien dat God gereeld stokke en klippe gebruik het. En nou weet ons ook dat God doen nooit iets sonder 'n rede nie. Kom ons maak die woord van God oop daar by Eksodus 17. Eksodus 17 en dan lees ons vanaf vers 1 tot en met vers 6. Nadat die hele volk Israel uit die Sin-woestyn vertrek het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het, maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. En toe die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Geliefdes, besef ons regtig die erns van wat God hier sê. Luister mooi, wanneer ons kla teen iemand of oor iemand wat deur God gekies is, dan sê God eintlik in hierdie skrifgedeelte vir ons, dan toets ons vir God. Kom ons lees nou verder, vers 3 tot 6. Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek, om ons en ons kinders en ons vee hier te laat omkom van dors? Vers 4. Daarna het Moses tot die Here geroep. Hy het gesê, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my nog met klippe dood. Vers 5, toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nyl se water geslaan het in jou hand en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Geliefdes, verder sê God, hy gebruik 'n stok om water uit 'n rots te laat vloei. Ons het dit gelees. En nou, sê God, dit wat jy in jou hand het, daardie stok, en jy mag dalk wonder, en glad nie verstaan, hoekom jy's 'n stok nie, maar God sê gebruik dit, want hy wil ook 'n stok gebruik om die vloei in jou en my lewe te bring. En baie maal, geliefdes, verstaan ons dit glad nie, want ons moet eerlik met mekaar vanoggend wees, in ons as mense is daar meer vrae in ons harte as antwoorde. En God weet dit. Hy weet dat ek en jy sukkel om dit te verstaan. En in hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, sien ons dat die Israeliete het vir water gevra. En God het vir Moses beveel om sy kierie te neem en teen die rots te slaan. En daar het water uitgekom. En die dors van die Israeliete is geles.
God sê, wat hy ook al doen, ek en jy moet leer om hom net te vertrou en dit te doen wat hy van jou vra. Doen wat jou hand vind om te doen. Want as jy probeer om sin te maak van dit wat, of hoe die manier waarop God dit doen, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan jou wonderwerk mis. Net jy alleen gaan uitmis op dit waarmee God in jou lewe besig is. Omrede ek en jy sal nooit kan verstaan hoekom God water, dorsmense, 'n stok en 'n klip in een sin gebruik nie. Dit maak nie vir jou as mens sin nie, maar vir God beteken dit 'n wonderwerk. Ek sê weer, water, dorsmense, 'n stok en 'n klip gebruik God in een sin, want daarmee doen hy 'n wonderwerk. Want geliefdes, God gebruik alles saam. Die goeie, die slegte, die moeilike, daardie dinge wat niemand of wat jy self nie verstaan nie, die dorstiges, die hongeres, die stikkendes, God gebruik dit alles om voorsiening te bring. Omrede sy woord sê, alle dinge werk saam vir diegene wat hulle vertroue in God plaas. Maar geliefdes, en hier kom 'n baie groot revelation. En dit was vir my awesome en ek vertrou dat dit vir jou dieselfde trefkrag gaan hê. Eksodus 17 is ook verbind met die kruis. Nou mag jy vra hoekom. Maar nou moet jy mooi luister. Jesus het aan 'n kruis, as ware aan 'n stok, het Jesus gehang. Hulle het spykers deur sy hande en hulle voete geslaan. En het jy geweet dat sy voete was nie wyd uit mekaar het nie, sy voete was by mekaar vasgespyker. Hoekom? Want God wou daardeur wys dat die Jode sowel as die heidene deel hiervan was, omrede Jesus dit vir almal gedoen het. Maar hulle het van 'n stok, die kruis, gebruik gemaak, en God het die klip gebruik wat weggerol was voor sy graf. Jy moet baie mooi luister nou. Kan jy sien, geliefdes, dat deur die hele woord is daar skaduwees van die kruis. En altyd het God van stokke gebruik gemaak. Is dit nie ook wat in Genesis 22 gebeur het nie? Abraham moes houtstokkies bymekaar maak om sy enigste seun Isak op 'n altaar te gaan offer. Ons ken daardie storie. En wat het dit verteenwoordig? Die volgende: hout, stokkies verteenwoordig die kruis, die houtkruis waaraan Jesus sou hang. Hy was geoffer aan 'n kruis, uitgestrek, die enigste seun van God, die Vader, net soos Isak die enigste seun van Abraham was. Hy het ook uitgestrek gelê op 'n altaar om geoffer te word, net soos wat Jesus aan die kruis geoffer is vir jou en my sondes. Maar geliefdes, God het ook altyd in die woord van stene of klippe gebruik gemaak. Jakob het met sy kop op 'n klip gelê toe hy 'n droom gehad het. Elia het hy gelede ook met sy kop op 'n klip geslaap. Dawid het klippies opgetel waarmee hy vir Goliat verslaan het. Moses het agter 'n rotsskeer geskuil toe God verbygegaan het. Josua het met klippe 'n altaar in 'n droë rivierbedding gebou. By Jerigo moes die volk, God se volk, om die muur wat met klippe gebou was, loop totdat daardie mure mekaar geval het. En toe moes hulle bo oor die klippe loop die stad in. Oral oor is daar skaduwees van hoe God stene en klippe, stokke gebruik het. Nou terug na jou en my toe. Geliefdes, daardie harde
moeilike plekke in jou lewe wat gevul is met die vloei van water, lewende water, kom uit al hierdie dinge voort. Jesus was egter ook die hoofhoeksteen en daarom het hy vir Petrus gesê, op hierdie rots gaan ek my klip bou. Weereens praat hy, gaan ek my kerk bou, weereens praat Jesus van 'n klip, 'n rots. En orals in die woord, wanneer ek en jy so gaan dink aan alles wat God gedoen het, dan kan jy nie anders as om, en ek glo jy is nou attent gemaak deur hierdie woord van vanoggend, dan kan jy nie anders as om te dink aan wat God alles met klippe en stokke gedoen het nie. Want altyd moet daar 'n stok in jou hand wees. En onthou, God sê, as jy 'n stok in jou hand het, het jy iets in jou hand. Jy moet dit sien as 'n stok, en jy mag dalk vra, hoekom 'n stok? Want in jou oë verteenwoordig hierdie stok eintlik iets nutteloos. Maar in God se oë is 'n stok in jou hand en in my hand kragtig. So God sê, wat jy ook al in jou hand het, wat jy ook al in jou hand het op hierdie Sondag, God sê, gebruik dit. Liefdes, en watter klip daar ook al in jou lewe is, die harde klippe, luister wat sê God, moenie die moeilike plekke in jou lewe verkeerd beoordeel nie. Luister, want God sê, die moeilike plekke in jou lewe het altyd sy voorsiening. Al wat ek en jy nodig het, is 'n stok en 'n klip. Wat was opvallend by die kruis, as jy mooi terugdink? Stokke. Jesus het aan 'n stok gehang. Hulle het vir hom 'n spons op 'n stok gesit, wat in asyn gedoop was, om iets te gee om te drink. Hulle het hom met 'n stok in sy sy gesteek, en daar was natuurlik klippe. Die geleende graf waar hulle sy liggaam neergelê het, was bedek met klippe. So Jesus is neergelê tussen klippe. Die engel het buitekant die graf op 'n klip gesit, en God het die klip voor die graf weggerol. Dit is absoluut amazing. En net soos ek, glo jy het al ooit so daaraan gedink nie. Luister mooi geliefdes, Jesus het uit die graf uitgekom. Hy het uitgekom daar waar die klippe weggerol was. En nou vra God, wat doen jy met die klip? God vra vanmôre, waarom loop jy nog steeds in die graf rond? Want dis tyd om uit die graf uit te kom. En God sê, jy kan ook selfs daardie klip wat weggerol is, voor jou harde plek dalk gebruik, om 'n reus dood te maak, soos wat Dawid Goliat, wat 'n reus was, met 'n klippie doodgemaak het. Net soos Maria Magdalena, gebruik ek en jy ook die harde plekke in ons lewens om te treur, om te huil. En hoor my hart vanmôre, daar is niks meer verkeerd nie. Maar nou kom vra God vir jou en my vanoggend. Net so vir Maria Magdalena, vir wie soek jy? Want die harde plek, geliefdes, in jou en my lewe, weet nie dat jy die klip kan gebruik om 'n reus mee dood te maak nie. Daarom sê God, gebruik jou harde plekke. Gebruik die klippe wat God in jou hand gee om jou harde plekke, wat harde plekke is, dis klippe, om die reus in jou lewe mee dood te maak. Gebruik dit. Jesus het uit die graf uitgekom. God het die klip weggerol. En hy het die steen wat weggerol was gebruik om die monde van die skares wat gesê het, Jesus is dood. Hy het dit gebruik om daardie monde vir altyd en ewig toe te maak. Tot vandag toe nog.
Want Jesus is nie dood nie, hy het opgestaan. Hy leef so waar. Dwars deur die woord, geliefdes, sien ons wat het gebeur met waar God klippe en stokke gebruik het. Kom ons gaan vinnig daar na Johannes 8 toe. En vir my is Johannes 8 een van die wonderlikste skrifte in die woord rondom genade. Daar in Johannes 8 waar die skares hierdie vrou skuldig bevind het aan oorspel. En hulle wou haar stenig, hulle wou haar met klippe doodgooi. En nou Jesus hulle aangespreek het deur te sê dat die eerste wat sonder sonde is 'n klip op haar gooi, het hulle almal die klippe neergegooi en hulle het een vir een weggeloop omrede hulle geweet is hulle aangekla het. Ons weet dit. En hierdie is ook 'n skaduwee van die klip wat by Jesus se graf weggerol is. En het jy al ooit mooi daaraan gedink, hoekom het Jesus, behalwe vir daardie woorde wat hy gesê het, hoekom het hy nooit regtig met die klipgooiers gepraat nie? Jesus het nie met hulle gepraat nie. Hy het gehoor hoe hulle die vrou aankla. Hy het afgebuk in die grond en hy het geskryf in die grond. Maar hy het gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En toe nadat hy rukkie die grond gekyk het en hy kyk op, toe sien hy dat almal van hulle weg is. En hy het ook vir die vrou gevra, waar is jou aanklaers nou? As ons in daardie skrif gaan kyk, dan wonder almal, hoekom het Jesus nie daar gepraat nie? Want ek sê weer, ons lees, hy het afgekyk op die grond, en hy het met sy hand in die grond geskryf. Dit is omrede hy geweet het, hulle sou die klippe neergooi. Maar hy het ook geweet, dat sy vader sou die klip wegrol, voor die graf waarin hy, die geleende graf waarin hy sy liggaam weggebêre sou word. Sy vader sou dit doen, sonder dat hy 'n woord sou spreek. Want Jesus het geweet, wanneer sy vader aan die werk is, hoef hy nie te praat nie. Maar hy sal wel vir jou en my kom vra, soos vanoggend, vir wie soek jy? Want geliefdes, sonder om op te kyk, weet Jesus ook, dat sy vader besig is om te werk. So geliefdes, die vraag is, wie soek jy? Soek jy ook sy vader? Want onthou, Jesus kyk net na sy vader en ek en jy kyk na hom. En verder vra Jesus vanoggend hierdie vraag. Hierdie vraag wat seker die mees belangrikste vraag vir elkeen van ons vir altyd sal bly. Vir wie soek jy? Soek jy net vir hom, Jesus wat aan die kruis was? Wat moes stil wees terwyl sy vader aan die werk was? Of soek jy sy vader wat aan die werk is in jou en my lewe, wanneer jy in die een hand van jou 'n klip het en in die ander hand 'n stok? Wie soek jy? Want toe Jesus vir die wêreld daar aan die kruis hulpeloos gelyk het, was sy vader besig om met al sy krag, sy goddelike krag, agter die kruis te werk. En toe dit stil was, het God self die klip voor die graf kom wegrol, sodat Jesus uit die graf kon uitkom. Die geleende graf, moet dit nooit vergeet nie. En onthou, dat jy net iets leen, totdat jy weet dit moet teruggee, nie waar nie. Nou die vraag, weer eens, en ek laf dit wanneer God vir ons vrae kom gee. Dis hoe God ons help, dis hoe God ons leer. God sê, waarom wil jy die harde plekke in jou lewe, die klippe in jou lewe, waarom wil jy hulle besit, jou eiendom maak?
Want onthou, dis dit aan jou geleen, gee dit weer terug. Gee die harde klippe, harde plekke terug aan jou aanvaller, aan die een wat jou beskuldig, want dis nie joune nie. Daardie harde plekke is nie veronderstel om joune te wees nie, want jou harde plekke, die klippe voor dit is reeds deur God weggerol. God sê, hoekom is jy en ek dalk nog vanoggend steeds agter die klip? Kom uit daar agter, dis nie jou klip. Dis nie jou harde plek nie. Dis nie joune om te besit nie. God het reeds sy klip weggerol. Geliefdes, Jesus het geweet. Hy het geweet hy moes stil wees, want sy Vader het gepraat, en wanneer sy Vader praat, wanneer enigiets wat in die donker is, die lig aanraak, dan moet dit reageer. En wanneer God met 'n klip praat, dan moet daardie klip reageer en wegrol. En toe God met die stukke lap gepraat het, wat om sy seun gedraai was, moes dit op die lig reageer, en dit moes afval van hom af. En daarna was dit nie meer stukke lap wat om hom was nie, hy was volledig met 'n kleed beklee. Ek sluit af. Want geliefdes, elke keer wanneer God praat, wat daar ook al is, selfs 'n harde plek, 'n klip, dan moet dit reageer op die stem van die Skepper. En dit is hoekom Jesus vir Maria gesê het, vir wie soek jy? Want sy het nog steeds vir Jesus gesoek, die Seun van God, terwyl sy eintlik vir God, sy Vader, moes soek. Daarom kom sê Jesus vandag, vir jou en vir my wat luister, stop om net vir hom te soek. Soek sy Vader. Want wanneer sy Vader praat, dan moet die klippe reageer. So kom uit die graf uit, want die graf is leeg, en so ook jou harde plek. Daarom sê God, roep die verborge waarheid uit, en stem saam met die presiese oomblik, wat God tyd noem, en wat jou en my in tyd plaas. Selfs sy seun is in tyd geplaas, terwyl God ook vir tyd sê, wanneer hulle moet reageer. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Weereens vanoggend, jy het my mond uit nie, geliefdes, hoor my hart, maar uit God se troonkamer uit vir jou wat luister. Die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here, jou God, wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here, jou God, wil jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. God seën jou. Amen.